Musiek is so 'n groot gedeelte van ons lewens, dat dit eintlik, ek weet nie, ek probeer dink hoe 'n wêreld sou klink waar daar nie musiek bestaan het nie. Musiek is so 'n groot deel van my lewe, en van my eerste preek wat ek by die huis opgeneem het, het daar baie kommentaar teruggekom, oor al die gitare wat hier teen die muur hang, en mense wat vra of ek nou regtig speel, en of die goed net daar hang. En ek het onlangs begin om 'n bietjie te leer klavier speel, of keyboard, dan nou hierdie keyboard hier agter my. En ek is baie lief vir musiek. Musiek is 'n groot gedeelte van my bestaan, en my verstaan, en my ook ontsnap na 'n ander wêreld toe wanneer ek dit nodig het. So ek het vanoggend net so vinnig ietsie gespeel, net vir julle wat wonder of ek kan. Ek kan hom so 3 akkoorde aan mekaar sit, en ja, vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Ons gaan 'n bietjie gesels in terme van Johannes 16, verse 5 tot 15, wat ons nou gaan saam lees. En ons tema van vanoggend is God voorsien self die lied vir ons lewe. En ek wil vir ons lees uit Johannes 16, vers 5 tot 15, wat sê: Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot voordeel dat ek weggaan. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Tot sover. Nou kom ons stel onsself voor, iemand wil leer dans. Nou, hierdie persoon wat wil leer dans is 'n verstandige mens wat nugter sake bekyk en hy eintlik berekenend na die wêreld en na die lewe kyk. Nou, hierdie persoon besluit dat die beste manier om te leer dans is uit 'n boek uit. So hierdie persoon gaan na 'n boekwinkel toe, koop 'n boek oor dans en hy sê vir homself, ek het 'n boek gekoop om te leer hoe my rekenaar werk. Ek het 'n boek gekoop om te leer hoe om my begroting te laat klop. En dus, om te leer dans is die beste manier, die enigste manier om te leer, deur 'n boek te gebruik. En by die huis kom hierdie ou, en hy spring aan die werk. Hy doen alles wat die boek sê hy moet doen. As die boek sê hy draai links, dan draai hy links. As hy sê, beweeg jou voete vorentoe, beweeg hy sy voete vorentoe. As die boek sê hierdie kant toe, dan gaan hy hierdie kant toe. As die boek sê daai kant toe, skuifel bietjie daai kant toe, dan doen hy dit. As die boek sê draai in die ronde, dan draai hy sommer 3 keer. Maar dit wil net nie werk nie. Miskien sê hy, moet ek voetspore op papier uitdruk en op die vloer plak, en dan as ek die voetspore volg, dan sal ek regkom. Maar dit wil ook nie werk nie. En maak nie saak wat hy probeer nie, alles wat hy probeer voel so styf, so eintlik bietjie dood, is bietjie moeilik om te beweeg. En later besluit hy toe nou maar na 'n klomp gesukkel, dat dans eintlik glad nie so lekker is, soos wat hy gedink het nie. Nou hoekom? Liewe familie, het hierdie man dit nie reg gekry om te leer dans nie. Ek dink, ons weet almal wat die antwoord is. Hy het van die musiek vergeet. Hy het al die reëls, al die passies bemeester, maar hy het dit nie op die maat van die musiek gedoen nie. En omdat hy dit so probeer het op sy eie manier, wou dit net nie werk nie. Nou wil ek vanoggend beweer dat ons as Christene eintlik presies dieselfde doen as dit kom by ons verhouding met God. En in die besonder hoe ons hierdie verhouding met God in ons lewens laat gestalte vind.
Ons bemeester al die leerstellings van die groot boek. Al die leerstellings en die riglyne wat die Bybel vir ons gee. Ons som die hoofstukke van die Bybel op, ons debatteer die reëls van die Bybel, ons gesels en ons redeneer oor die reëls vir 'n goeie en opregte lewe. En dan betree ons die dansvloer van die lewe so styf sonder musiek in ons harte. Ons meet elke tree van elke dag, ons bereken elke skuif van ons voete, ons oorweeg elke draai wat ons moet maak, en dan val ons elke aand moeg in die bed, uitgeput deur nog 'n dag se dans uit die boek van God se woord. Maar dit was moeite, dit was swaar, en bo alles, omdat hierdie saak vir ons so ernstig, omdat ons so graag die reëls wil volg of binne in hierdie riglyne wil bly, slaap ons nie baie rustig nie, want ons is dalk onseker, miskien het ons eers deur die dag 'n verkeerde draai gemaak of 'n verkeerde voetskuif gemaak. Nou om te dans sonder musiek, liewe familie, is harde werk. En Jesus het dit geweet. Daarom het hy die aand voor sy dood sy disippels voorgestel aan die, ek wil hom nou noem, die liedjieskrywer van die drie-eenheid. Hy het hulle voorgestel aan die Heilige Gees. Hy sê vir hulle, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Nou kom ons staan gou vir so 'n oomblik stil hier by hierdie gedeelte, voordat ons gaan aangaan met die beeld van musiek. Nou as ek vanoggend vir jou sou vra om iets oor God die Vader te sê, dink ek jy sal nogal so 'n klomp goed te sê. En as ek vir jou sou vra om vir my iets van Jesus te vertel, dink ek sou ons nog meer antwoorde kon kry. Maar as ek vir jou sou vra om iets te sê van die werk van die Heilige Gees, dan sal ons dalk eers 'n bietjie ons keel moet skoonmaak en dan maar eintlik baie versigtig en saggies antwoord. En dit sal baie gou duidelik word vir almal van ons, dat die Heilige Gees die een van die drie-eenheid is, wat ons die minste verstaan. En miskien, familie, is die algemeenste fout wat ons maak wanneer ons oor die Heilige Gees praat of oor die Heilige Gees dink, is dat ons hom sien as hierdie mag, as 'n mag sonder sy eie identiteit. En dit is nie waar nie. Want soos die Vader en die Seun, is die Heilige Gees ook 'n persoon in die drie-eenheid. Hy is nie 'n dit nie. Hy is 'n persoon. En die Bybel leer vir ons, die Heilige Gees het verskillende eienskappe. 1 Korintiërs 2 vers 11 sê vir ons, die Heilige Gees het kennis. Hy het 'n wil. Romeine 8 vers 27 sê, die Heilige Gees het bedoelings. Romeine 15 vers 30 sê, die Heilige Gees het lief. Handelinge 5 vers 3 en 4 sê, iemand kan vir die Heilige Gees lieg. Hebreërs 10 vers 29 sê, jy kan die Heilige Gees beledig. En Efesiërs 4 vers 30 sê dat jy die Heilige Gees bedroef kan maak deur jou aksies. Nou ek dink, hieruit uit hierdie paar verse, is dit baie duidelik dat die Heilige Gees 'n persoon in sy eie reg is. Wat meer is dat die Heilige Gees God in ons is, om ons te help. Johannes noem hom ons helper. En nou, hoe help hy ons? Nou kom ons stel onsself voor, 'n pa wat sy kind leer fietsry. Die pa bly langs sy kind. Hy hou die fiets eintlik regop en keer dat die kind nou nie omval nie. Nou die Heilige Gees doen presies dieselfde vir ons. Hy maak seker dat ons tree wat ons loop vas is, dat hulle gegrond is in die waarheid, in die regte spore. Maar anders as die pa in die storie, gaan hy nooit weg nie. Die kind sal later van tyd leer om homself te ry en vir sy pa begin wegry, maar dit is nie so met die Gees nie. Hy is altyd by ons, in ons, en sal saam met ons wees tot die einde toe. Nou wat, liewe familie, doen die Gees nou eintlik vir ons? Hy vertroos ons. Johannes 16 vers 7 sê, as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, sodat ons nie alleen is nie. In die tweede plek, hy oortuig ons dat ons vol sonde is en dat ons
sonder God verlore is. Johannes 16 vers 8 sê, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Hy deel vir ons die waarheid. Hy deel met ons dit wat reg is en dit wat verkeerd is. Johannes 16 vers 12 en 13 sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer die Gees kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Met ander woorde, liewe familie, die Heilige Gees, is vir ons die musiek van die lewe. Hy is die een wat vir ons wys waar ons verkeerd getrap of gedraai het in ons dans, en hoe en waar ons behoort te trap en te draai. Maar nou kan jy miskien nou hier vir jouself vra of vir my vra, maar is Johannes dalk nie hier besig om vir ons te sê, omdat die Gees in ons woon en ons alles leer, ons nie langer 'n boek nodig het nie. Ons nie langer meer die Bybel nodig het om te dans of om die dans van die lewe te verstaan nie. Natuurlik is dit nie wat hy sê in die familie. Die Gees het mense geïnspireer om die Bybel vir ons te skryf. En juist daarom lei en leer die Heilige Gees ons nooit buite die perke of die grense van die Bybel nie. Die Heilige Gees gebruik die woord van God om vir ons te leer hoe om te lewe. En dit is baie belangrik om dit raak te sien, is dat die Heilige Gees die musiek in ons is. Die musiek in ons lewensdans word. Romeine 8 vers 10 sê dit so, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe. En wat meer is, liewe familie, ons het nie een of ander formule of buitengewone emosionele ervaring nodig om dit te hoor nie. Ons het nie 'n 5-punt plan nodig om die werking van die Gees in ons lewens te leer ken nie. Al wat ons nodig het, is die belofte van God, dat die Gees ons sal troos, dat die Gees ons sal oortuig, en dat hy ons in die waarheid van die lewe sal lei. Hy het die Gees dalk al vir jou hierdie dinge gedoen. Dink bietjie oor jou lewe. Plekke waar jy dalk al getroos was. Plekke waar die Here vir jou vrede gegee het, daar waar die wêreld vir jou geweldige pyn veroorsaak het. Dan, as jy daai plekke kan onthou, het jy die musiek van God al gehoor. Dan het jy al die werking van die Heilige Gees in jou lewe ervaar. Was jy al ooit oortuig van iets wat reg of verkeerd was? Het jy al ooit werklik berou gehad oor iets wat jy gedoen het? Dan het die Gees in jou lewe ingepraat. Of het dan miskien al in jou lewe vir jou 'n nuwe waarheid opgegaan? Of het jy al ooit aan 'n ou beginsel gedink en dit opnuut weer begin verstaan? Dit was die Heilige Gees wat hierdie nuwe waarhede, hierdie nuwe dinge vir jou oopgemaak het, oopgebreek het en aan jou bekend gemaak het. Met ander woorde, familie vanmôre, wil ek sê die Heilige Gees is lankal aan die werk in ons harte en in ons lewens. Ons het al lankal, miskien eintlik sonder om dit te besef, die musiek van God in ons harte gehoor en volgens dit in ons lewens ons tree gegee, ons danspassies gegee, as ek dit so kan. Nou ek wil vanoggend raai dat vir gelowiges wat werklik wil lewe soos wat God vra, hierdie eintlik wonderlike nes is. Dit is baie makliker om die seile van 'n boot in te span as om self teen die wind te probeer roei. En dit is baie makliker om gehoorsaam voor God te lewe wanneer 'n mens na die Gees luister, as om self te besluit wat reg en verkeerd kan wees. Mag ons, liewe familie, hier waar ons nou op pad is na Pinkstertyd toe, meer en meer sensitief raak vir God se musiek in ons lewens. Vir die Heilige Gees se leiding in elkeen van ons se lewens. En laat ons werklik daarna streef om die Heilige Gees, wanneer hy ons wil troos en ons wil lei, nie bedroef te maak of te weerstaan nie. Amen. Liewe familie, wat 'n wonderlike dag is dit ook vandag om te kan sê, ons vier Moedersdag vandag. Ek probeer nou nog heeltyd dink aan wat 'n mens nou eintlik kan sê, en ek dink toe terug aan toe ons nou so ongeveer 9 maande terug
hier so in Bridgetown ingetrek het, toe was hier eintlik maar nie 'n tuin nie. Hier was nie, hierdie boom waarby ek staan was eintlik maar gelyk asof hy dood is. Hier was nie gras nie, was nie plante gewees nie. En nou, met 'n bietjie liefde, met 'n bietjie water, 'n bietjie hulp, kyk hoe ongelooflik lyk hierdie boom weer. Hierdie ongelooflike skadieboom wat ons hier voor ons huis het. En ek dink dit is my boodskap, as ek nou so moet terugdink aan my eie ma. Die liefde, die moeite, die geduld, die water wat sy in my ingestort het, om seker te maak, ek kom ergens in die lewe, ek maak ietsie van myself. Ek kan nie anders as om vir haar baie dankie te sê, vir al haar liefde, vir al haar omgee en vir al haar geduld eintlik maar met my deur die jare heen, sodat ek 'n sukses van myself en my eie lewe kan maak nie. Ek kon nie vir 'n beter ma gevra het nie, en ek is seker almal van ons voel so. So baie gelukkige Moedersdag aan elkeen van die moeders wat moeite doen vir hulle kinders, wat hulle kinders liefhet, bo alles, wat daar is vir hulle kinders en seker maak hulle kinders kry alles wat hulle nodig het in die lewe. Julle is die werklike superheroes van hierdie wêreld en ons is baie lief vir julle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call